Mense, goeiemôre. Ek vertrou dit gaan goed met jou en dankie dat jy ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman en wat 'n voorreg om jou vanoggend te kan bedien met die woord van Skepper lewende God. Hy is die Heilige van Israel. En weet jy mense, ek wil vandag sommer net met jou gesels en ek beskou dit as 'n hart tot hart gesprek. My begeerte en my gebed vir jou is dat vandag se boodskap met jou geesmens sal praat, dat die slumbering spirit sal wakker word en dat ons sal besef in watter seisoen en watter tydsone ek en jy leef, veral ten opsigte van dit wat kom oor hierdie wêreld. En ek wil juis vandag met jou praat oor dit wat kom in hierdie wêreld, sodat ek en jy in voorbereiding kan kom. Mense, die woord is duidelik. Hy sê, julle is goed bekend met die planne van die vyand. En voor ek hierdie opname gedoen het, sê ek, Abba, ek bid vandag dat hierdie boodskap, ek gaan die boodskap bring en ek gaan geen cutaways doen. Ons gaan geen redigering doen op hierdie boodskap nie. So as ek 'n fout maak, vergewe my. As ek iets sê wat ek dalk nie moet sê nie, Abba, vergewe my. Maar hierdie boodskap gaan so wees soos wat ek hom vandag opneem sonder enige redigering, sodat ek mense se harte kan bereik deur die inspraak van u Ruach, die kragwerking van u Heilige Gees. En ek wil regtig vandag met jou hart praat. Ek wil met jou geesmens praat. Weet jy hoekom? Dat ons geesmens sal begin ontwaak. Daai slumbering spirit sal wakker word. En dat ons sal besef in die seisoen en die dringendheid in die seisoen waarin ek en jy vandag lewe. Mense, goed wat kom in hierdie wêreld gaan verskriklik wees en ons slaap. Dit is van verbygaande aard en ons gaan aan met ons lewens en ons kan nie. Ek wil vandag vir jou vra, stop en luister. Wees in voorbereiding, begin met jou prep. Moenie nou jou kop in die sand druk en dink dit sal maar by my verbygaan, dit gaan nie aan my raak nie. Dit gaan elke mens op hierdie aarde raak. En vandag is die dag wat jy moet luister. Vandag is die dag dat jy jou geesmens moet oopmaak om te sê, Abba, ek nooi u in. Kom maak die beker skoon aan die binnekant. Abba, ek het u nodig. Ek weet nie wat kom nie. Dit klink verskriklik, maar een ding weet ek. U woord sê, u sal my nooit begewe en u sal my nooit verlaat nie. Mense, kom ek en jy bid sommer nou saam. Ek voel sommer nou gelei om te bid, om net te sê, Abba, ons het u nodig. Kom ek en jy bid saam. Abba, Hemelse Vader, God almagtig. Abba, u is die Heilige van Israel. U is die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. En Vader, ek wil vanoggend vir u dankie sê vir hierdie boodskap. Dankie dat u dit op my hart kon plaas het. En ek bid vandag met die inspraak van u Heilige Gees, die Ruach, wat onbeperkend is, dat dit vandag sal beweeg oor deur die grense, deur berge en deur dale, oor ons landse grense, oor Namibië en die uithoeke van hierdie wêreld, dat hierdie boodskap geluister sal word deur mense wat beskou word as die afgesonderde, die remnant, dat ons begin wandel, Abba, in heiligmaking, dat ons sal klaar kry, ons oë sal afval van die dinge van hierdie wêreld, van karre en plase en pensioen en dinge van hierdie wêreld, Abba, dat ons sal wandel met ons oë gefokus op u, en dat mense regtig vandag sal teshuwa, dat mense sal besef, maar speeltyd is verby. Maar ek roep u heilige naam uit oor elke man, vrou, seun en dogter wat vandag ingeskakel is by hierdie uitsending, met hierdie gesprek, hierdie hart tot hart gesprek. Gees van die lewende God, ek bid in hierdie oggend, dat u met elke huishouding sal wees, dat u met elke huisgemeente sal wees, dat u tasbaar teenwoordig sal wees. Vader, ons het u nodig. Ons afhanklikheid is by u. U is die bron van bestaan, u is die bron van lewe. En ons kom buig in aanbidding voor u aangesig en ons bely en verklaar dat u is ons bron, u is ons lewe, u rig ons, u stig ons. En dankie dat u ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Ons doen dit. Ons verlaat u. Ons los u hand. Ons doen ons eie ding. En Abba, daarvoor is ons jammer.
vergewe ons. Maar rig ons vandag op. En Vader, ek bid nou dat hierdie woord sy snelle gang sal gaan, en dat hierdie woord sal dit bereik waartoe U dit vandag stuur oor die grense van hierdie wêreld, en dat mense sal kennis neem oor die belangrikheid van hierdie boodskap, en dat mense tot stigting sal kom om op te staan, Abba, dat hulle iets sal begin doen met betrekking tot hulle omstandighede. Dat ons nie sal bly in die gemaksone nie, maar dat ons sal deurbeweeg na die geloofsone, daar waar ons U kan ontmoet, want U ontmoet ons nie in 'n gemaksone nie. U ontmoet ons in 'n geloofsone, daar waar U ons ontmoet, daar waar berge skuif, daar waar goed gebeur. En Abba, ons verklaar vandag dat U is die bron van alles. Meester Yeshua, ek dank U vanoggend dat in U en deur U en tot U het ons vandag die gawe van die ewige lewe. Dit is genade, dit is 'n vrye gawe. Die feit dat ons gehoorsaam is aan die woord, aan die bepalings van die woord, U gebooie, U sabbatte, U insetting en die feeste, dis nie 'n paspoort tot die ewige lewe nie. Nee. Die paspoort na die ewige lewe is geloof in U, Meester Yeshua, die weg, die waarheid en die lewe, en omdat U lewe vir ons afgelê het, daarom wil ons wandel in die bepalings in die woord, dit wat U vir ons kom leer. As Julle my lief het, bewaar my gebooie. Vader, dis waar ons wil wees. Ek bid vandag, Vader, vir hierdie woord. Ek bid vir my mond, dat ek my mond sal salf met vars nuwe olie. Dat U sal kom met 'n koolvuur van die altaar en my mond sal aanraak, want Vader, hierdie boodskap gaan net so uit. En as ek iets verkeerd sê, Vader, dat dit nie mense se ore sal bereik nie. Help my vandag. Ek het U nodig om hierdie boodskap af te lewer na die beste van my vermoë. Asseblief, Abba, ek het U nodig vandag op hierdie Shabbat, sodat mense sal besef hoe min tyd is daaroor. Vader, dis my gebed, dis my roepe vandag, en ek bid dit in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua, ons Verlosser, ons Saligmaker en die Messias wat weer gaan kom. En my gees roep uit, halleluja, halleluja, halleluja. Wie, dis my so voorreg om met Abba te kan praat. Nou, wie wat besef ek? Ek besef net dat of ek nou 4 uur in die môre bid, en of jy 3 uur in die môre bid, of 12 uur in die aand. Amela werk gewoonlik nagskof in ons huis, en ek werk oggendskof, in terme van gebed. En dan deurlopend deur die dag, wanneer ons mense bedien, dan bid ons vir mense. En ons roep die aangesig van Skepper God. En ek besef net een ding, dat of dit nou 4 uur die môre, en of dit nou 12 uur die aand, of 10 uur die aand, of 5 uur die middag, of oor etenstyd tussen 12 en 1, of 1 en 2, hy's daar. Die Heilige van Israel, hoor my vandag, sluimer of slaap nooit. Ek en jy slaap nodig. Ons moet 5 ure, 6, 7, 8 ure kan slaap in die aand om die volgende dag weer te cope. Maar hy het dit nie nodig nie. Hy het dit nie nodig nie. Dis hoekom die Shabbat was hy nie moeg nie. Hy het nie gaan rus omdat hy moeg was vanweë die skepingswerk wat in 6 dae plaasgevind het nie. Nee. Hy het gaan rus want hy het dit vir ons gedoen. Ek bedoel, ons is op die 6de dag geskape na sy beeld, en op die 7de dag het ons gerus. So ons eerste dag eintlik op hierdie wêreld was om te rus. Kom in my vrede, kom in my liefde, kom in my teenwoordigheid. In your presence, oh ja. In your presence, that's where I belong. In your presence, ja. That's what makes me strong. Halleluja. Man, ek is sommer opgewonde vanoggend. En ek wil sommer net rustig met jou praat vandag. En ek sê weer, ek wil met jou hartsmens praat. Met jou geesmens. Ek wil met jou praat vandag oor wat in hierdie wêreld kom. En dat jy sal kennis neem hoe naby dit is. En dat jy bewus sal word van wat gaan kom, dat jy voorbereid kan wees, dat Vader jou sal toerus met wysheid, met insig, met raad, met krag en met sterkte. En weet jy, die afgelope week was my gebed gewees, Abba, dat die menorah in ons sal skyn. Die menorah staan bekend as die boom van die lewe. Dis die erfenis waarin ek en jy wandel. Dis opgeteken in Jesaja 11 vers 2. En dat ons daarin sal wandel. En dat Vader daardeur verheerlik sal word. Ek bedoel, ek steek nie 'n lig aan en ek sit dit onder 'n tafel nie. Nee, ek sit dit bo op 'n tafel. So daar waar ek en jy loop, daar waar ons wandel, daar waar ons funksioneer deur ons dagtaak, dat ons die menorah sal wees wat sal skyn met die attribute van sy gees.
die raad van, of die raad en die krag en die sterkte en die wysheid en die insig en die bekwaamheid, en dan die vrees vir ja. Dat ons hom sal vrees, weet jy hoekom? Hy's heilig. Hy's soewerein. Hy's alomteenwoordig. Hy's geregtig. Hy's regverdig. Man, so kan ek aanhou vanoggend. Ek wil by die boodskap uitkom. Ek praat vandag met jou. Pas op. Dit kom. Neem kennis. Laat toe vandag dat jy jou geesmens oopmaak. Nooit die gees van God en dat ek en jy die onderskeiding van gees sal hê oor die dinge wat gaan kom in hierdie wêreld. Ek wil jou gou terugvat. Ek wil jou terugvat na 2019, 2020. Onthou julle vir COVID-19 wat plaasgevind het. 'n Totale wêreld lockdown. En na 'n paar jaar se autopsie oor wat die betekenis van COVID-19 is, het ons agtergekom dit was 'n absolute leuen. Dit was 'n leuen. Dit was 'n pandemie wat die wêreldorde beplan het as 'n oefenloopie om te kyk wat kom, hoe gaan mense reageer. En wanneer ons dit weer beplan, gaan ons dieselfde resultate kry van mense af wat in rye gaan staan. En ek onthou in COVID-19, ek gaan dit nou so noem terwille van hierdie gesprek, in COVID-19 wêreldwye lockdown. Nou vir jy gou soen toe vat. Nou dis 'n snapshot. Wanneer jy in die rekenkundige bedryf is, dan praat ons van 'n snapshot. Dit aan woorde, hoe lyk hierdie maatskappy se finansiële state op hierdie datum, 28 Februarie, kom ons sê 2028. Hoe lyk 'n maatskappy se finansiële state in terme van bates en lastes, inkomstes en uitgawes, langtermyn, korttermyn, en hoe lyk die netto wins op 'n snapshot vir die maatskappy? En dan doen ons 'n stel finansiële state, ons dien dit in, en dit is die maatskappy. So, snapshot vandag. Waar staan ons vandag in terme van wêreldgebeure, Bybelprofeseë, en dit wat gaan kom in hierdie wêreld? Nou wil ek jou gou terugvat, histories, COVID-19. COVID-19, 'n jaar voor COVID-19, 2018, praat Vader in my gees en hy sê vir my, op daai stadium het ons nog dienste gehad, ek kan nog onthou op 'n Sondag, en Vader praat in my gees, en ons het toe Afrikaans, Engels sprekende dienste gehad. Aan die woord, ek het Afrikaans gepraat, en ek het ook in Engels gepraat. Ja, nee, Frik kan so 'n bietjie Brits praat. En Abba roep my vir 'n mark, en hy maak my een oggend wakker. Hy sê vir my, hoorie Frik, my Afrikaans sprekende volk is die agtergeblewe volk in terme van die woord. Reg oor hierdie wêreld, op al die sosiale kanale in terme van Facebook en YouTube en so meer, is dit net Engels. My volk word nie bedien in Afrikaans nie. So ek wil hê dat jy van nou af, in 2018, wil ek hê jy moet van nou af, moet jy die woord bedien in Afrikaans, nie meer Engels nie. Ek sê, is reg, Abba, ek doen dit. 'n jaar later, nadat ons die woord beginne bedien het, 'n jaar later op sosiale media, doen ons net Afrikaans sprekende boodskappe. Afrikaans sprekende boodskappe, waar ons mense bedien oor die wêreld, wat geëmigreer het, wat gesien wat is die situasie in Suid-Afrika, en hulle het geëmigreer, en hulle word bedien in hulle eie moedertaal. Is dit nie fantasties nie? En toe gebeur lockdown. En toe lockdown plaasvind in terme van COVID-19. Die aand van lockdown, ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Ek is besig om 'n kursus te skryf en voor te berei, seker so 6 maande voor lockdown. Die kursus se naam was die emosionele transformasie kursus. Dit is 'n 14 weke program om my en jou te leer wat dit is om te wandel in volkome heiligmaking. Daai kursus het ons onttrek van ons webwerf, maar kom ek lees gou vir jou, wat was ons tema gewees vir daardie kursus? Daai kursus se tema was, en mag hy, die Elohim van vrede, julle volkome heilig maak, hoor mooi, volkome heilig maak, en mag julle gees, julle siel en julle liggaam, met ander woorde, my sielsmens kom nou tweede, my geesmens loop voor, wanneer my geesmens voorloop, kom my siel in lyn, kom my liggaam in lyn, kom daar genesing, en dan kan ek wandel met volkome heiligmaking, want ek maak nie meer staat op dit wat ek beleef en sien en hoor nie. Met ander woorde, my wil en my emosie en my besluite word nie gekontamineer oor wat ek sien nie, maar nou wandel ek in die gees.
Met ander woorde, ons moet volkome heilig wees, gees, siel en liggaam. Hoor nou mooi, geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van die gesalfde Messia, Yeshua, HaMashiach. Dit was ons tema gewees. En die dag van COVID word die kursus gelons reg oor Suid-Afrika, Namibië. Dat hordes mense ingeskakel om daai kursus te bekom. Maar hier is die profetiese inslag van dit wat gebeur het. Ons verkondig toe die woord in Afrikaans op daai stadium. Ons het 'n jaar tevore, ek was glad nie op sosiale media nie, ek wou nie. Maar Abba het gesê, gaan bedien my volk in Afrikaans. En ons het dit begin doen. En ek verkondig die woord. Jahwe die Almagtige se woord in Afrikaans. En toe COVID plaasvind, toe vat ons 'n wêreldkaart en ons sit merkers op waar ons oral mense bedien, want hulle kom terug en hulle gee terugvoering en hulle sê, hoorie baie dankie, ek het nie verwag, ek gaan die woord in Afrikaans hoor in Oman, in Nigerië, in China, in Rusland, en so kan ek die name opnoem. En toe ons net toe COVID begin het, toe bedien ons in 26 lande, waarvan Suid-Afrika een is, en Namibië is die tweede land, in 26 lande, merk ons toe, merkers uit oor die wêreldkaart, 26 lande, hoor mooi, 26 lande. Dit is belangrik, 26 beteken 2 is verhouding, 6 is die mens, wat beteken waf. Dis ook die middelletter in die naam van Jahwe die Almagtige, Joud, hy, waf, hy. So, Joud, hy, waf is die middelpunt, waf, hy. Nou, kyk nou gou hoe belangrik is. So, 2 plus 6 is 8. So, die getal 26 is Joud, 10, hy, 5, waf, 6, 5 is hy. Die totaal 26. So in die epi van COVID-19 verkondig Menorah Tabernakel. Nou die Menorah beteken dis die Menorah, die boom van die lewe, en ons, nie net ons by Menorah Tabernakel nie, maar ons reg oor hierdie wêreld kom bevestig, Vader, julle is my tabernakel. Menorah wat moet brand, die boom van die lewe met al die attribute van die Heilige Gees, die 7 gemeentes van Asië, die 7 eienskappe, die 7 klere, daar's 1000 goed in dit. En dit kom toe uit op 26 en ons bedien op daai stadium 26 lande. Terloops, 10, 5, 6, 5 is in die name van Vader die Almagtige. Dit is Joud, hy, waf, hy. 10, 5, 6, 5. Het jy geweet, dit is ook in jou DNA? Met ander woorde, sy naam is in jou DNA. Die sin is op jou hart. So, dis hoekom ek en jy geskape is na die beeld. En ek onthou, ek het 'n boodskap gebring. En vandag bring ek die soortgelyke boodskap. 2 Desember 2020 bring ek 'n boodskap oor die grense van Suid-Afrika. Dit was 'n stemboodskap, 'n audio boodskap. En in daai boodskap sê ek, mense, ons word gedwing om die inenting te neem. Dit staan toe bekend as die jab. 2020. Ek bring 'n boodskap, ek sê, jy vat dit nie. Daai is die voorloper van die merk van die anti-kris. Moet dit nie vat nie. My gemeente kom en hulle sê, moet ek dit vat? Ek sê, nee, julle kan dit nie neem nie. Ek maak 'n besluit. Hartseer om te hoor dat baie pastore gesê, nee, dis jou eie persoonlike oortuiging as jy dit vat of nie vat nie. En baie mense het gesê, nee, hierdie inenting is van die Here. Die Here het dit vir ons gegee. Hy het ons beskerm. Ek het baie goed gehoor, ek gaan nie alles nou met jou deel nie. Ek sê weer, baie mense gaan deur hierdie boodskap offended wees. En baie mense gaan dalk voel, maar ek praat met hulle. Maar mense, ons moet kennis neem van dit wat gaan kom. Ek praat gou geskiedenis, ek gaan bietjie later met jou praat oor dit wat gaan kom oor hierdie wêreld. En mense staan in rye. Ek het dit gesien met my eie oë. Hoe mense in rye staan, daar in Boksburg, hulle tente opgeslaan, dan staan die mense in rye vir die inenting, want vrees was deel van hulle lewens. Ek bring 'n boodskap die 2 Desember, ek sê, julle moenie hierdie goed vat nie. Ek sê vir my gemeente, julle vat dit nie. Julle vat dit nie. Ja, maar wat? Ek sê, hierdie is die voorloper van die anti-kris. Gaan ek dit vat? Nee, 1000 maal nee. Ek maak 'n punt, ek maak 'n stelling, is nie 'n draadsitter nie. Ek sê vir my gemeente, jy vat dit nie. Die week daarna,
na die boodskap uitgegaan het, word hierdie boodskap bespreek op 'n nasionale Christelike radiostasie. En ek word bestempel as 'n conspiracy predikant. Nou, baie mense wat vandag na hierdie boodskap gaan luister, gaan heel waarskynlik vir my sê, ja, Frik Weideman is 'n conspiracy predikant. Wel, dan moet jy dit sê. Maar ek gaan jou vandag vertel, wat Abba op my hart geplaas het, wat ek met jou moet deel, of dit nou conspiracy is, of dit nou nie is nie, die bloed is van my hande af, ek deel dit vandag met jou, ek praat met jou hart. Nadat hierdie mense my op die radiostasie, die nasionale radiostasie, uitgehaal het, hulle het my bespreek in diepte, ek besluit toe, luister, onthou ek het 'n kiewit hart. Ek gaan weer 'n boodskap bring. Die 7de Desember 2020 bring ek weer 'n boodskap, en ek sê die volgende. Ek sê mense, as jy enigsins hierdie inspuiting sou neem, ek praat nie net van die eerste, ek praat van die boosters daarna. Ons kan nou baie gesels oor die eerste inspuiting en dan die boosters daarna, maar ek wil vandag vir julle sê, dis nou 'n boodskap 2020, ek wil vandag vir julle sê, indien julle dit wel sou neem, dis nog nie die merk van die dier of die antichrist nie, moenie bekommerd wees daaroor nie, maar dis die voorloper, jy was getoets, maar hier is die probleem, dit wat jy mee ingeënt is, in jou tabernakel, in jou liggaam, gaan later van tyd, dalk nie nou nie, nie oor 'n jaar nie, nie oor 2 jaar, nie oor 3 jaar nie, dalk oor 4, 5, 6 jaar. Gaan daar begin veranderings plaasvind in jou liggaam. En ek maak hierdie stelling, en ek sê dat baie mense gaan uiteraard tot sterwe kom, vanweë die inspuiting en die boosters wat daarna gevolg het, omdat hulle bang was, gevul met vrees en uiteraard ook verkeerde informasie. En ek neem mense nie kwaadlik vir verkeerde informasie. Daarom wil ek hierdie boodskap vandag met jou deel, sodat jy die regte informasie kan kry. En daar het baie repentance plaasgevind van baie mense wat die inspuiting, net die eerste inspuiting geneem het, en ek is van mening dat Vader het ons totaal kom vryspreek. Maar hoe dit ook al sê, ek sê toe, mense, daar gaan baie mense tot sterwe kom. Letterlik duisende mense gaan tot sterwe kom. As gevolg van dit wat ingespuit was, wat sekere goed gaan, kan ek maar die woord gebruik, trigger in ons liggame. 'n dormante kankersel, 'n beroerte, 'n hartaanval, longe wat opklop, bloed wat dik word, en, so gaan ek toe aan. Ek sê, duisende mense gaan sterf, nie nou dadelik nie, oor 3, 4, 5 jaar gaan mense sterf. Dit gaan amper wees soos die 3de wêreldoorlog, en niemand gaan 'n skoot skiet nie. Duisende mense gaan hulle lewens verloor. Niemand gaan 'n skoot skiet nie, en niemand is skuldig nie. Jy kan van niemand sê, maar dis jou skuld, of vir 'n hospitaal, dis jou skuld, of vir 'n regering, dis jou skuld nie. Dit was uiteraard was dit jou eie keuse gewees. En ons kan nie met nou wat nou gebeur, ons kop in die sand druk en dink, niks gaan gebeur nie. So nou wil ek met jou praat oor dit wat kom. Dit is wat gebeur het oor die grense van hierdie wêreld, en dit wat weer gaan kom. Mense soos wat ek vandag met jou praat, moet jy weet. Hier kom 'n volgende epidemie, of 'n plandemie, wat die wêreldorde beplan, en hulle gaan chaos skep oor hierdie hele wêreld in terme van 'n lockdown. Dit kom. Ek kan nie vir jou sê wanneer nie, maar ek kan wel vir jou sê dit kom, dis beplan, dis gedokumenteer, dis geskeduleer, dit kom verseker. En dit wat gebeur het in 2019, 2021, waar mense in rye gestaan het, hierdie keer gaan dit erger wees. Maar hierdie keer is dit fataal. Hoor wat sê die woord in die boek van 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Hy sê die Satan sal met allerlei kragte en dade en tekens mense verlei. Nou mense, ons is in 'n moderne samelewing met tegnologiese vordering. Ons is betrokke met AI. In watter mate jy ook leef, AI is reeds deel van jou lewe. Dit gaan oor jou bankstelsel, dit gaan oor wanneer jy ergens heen ry en jy ken nie die pad nie, dan praat AI met jou in terme van maps of Waze of wat ook al. En nou kom die woord in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 en hy sê, hy gaan mense die wonders van die leuen laat openbaar, moeilik om te onderskei tussen die waarheid en die leuen, en ek en jy het so 'n dringende inspraak nodig
van Ruach, van Heilige Gees, om een van die gawes wat nou moet manifesteer in my en jou lewe. Een van die gawes is die onderskeiding. Onderskeiding tussen waarheid en leuen. Gaan kyk so 'n bietjie op sosiale media. Baie keer sal daar 'n reël opkom. Julle verstaan wat is 'n reël. Maar kom daar 'n reël op van 'n persoon. Maar jy kan duidelik sien, dit is die persoon, maar dit is nie persoon nie. So daai persoon se beeld en sy stem is gekloun deur AI. So nou moet jy gaan onderskei, en baie min mense kan die onderskeiding maak. Nou dink mense maar, gaan ek dit in Engels sê, that's the real deal. Dit is nie. Daai is gekloun deur AI. Dit lyk soos die persoon, dit praat soos die persoon, hou die handgebare dop. Dis nie dieselfde nie. En die woord sê in 2 Tessalonisense hoofstuk 2, hy sê, verleiding en ongeregtigheid sal in die orde van die dag wees. Hoe lyk dit vandag vir jou? Die liefde vir die waarheid word nie meer aangeneem nie, en mense begin die leuen te glo. So dis die voorbereiding vir vandag se boodskap. Soos wat Vader met my gepraat het in 2020, en daarna praat ek vandag met jou. Jy kan my beskou as 'n conspiracy predikant, jy kan my beskou as iemand wat van die pad af is, jy kan wat ook al. Ek gaan vandag hierdie boodskap aflewer. Of het jou goedkeuring wegdra en of nie. Ek onthou, iemand bel my, net nadat ek die boodskap gebring het, die 7de Desember, iemand bel my, sê vir my, hy sê, ek gaan jou aangee by die CIA. Ons moet manne soos jy uithaal. Jy hoort nie in die samelewing nie. Die Here het vir ons hierdie inspuiting gegee om ons te beskerm. Kan ek gou vandag vir julle sê, met baie hartseer, met baie respek, met baie omsigtigheid. Ek het my eie persoonlike suster verloor aan die dood. En ek wil vandag dit by die voete plaas van die inspuiting, die inenting. My eie persoonlike sussie, so ek dra die T-shirt, ek is daardeur. So wat kom? Wat kom in hierdie wêreld? Waarna moet ek en jy uitkyk? Ek en jy moet bewus raak. Nommer 1, speeltyd is verby. En daarom vra ek weer 'n keer vandag vir jou. Waarmee is jy besig? Is jy besig om Vader se karakter te soek en dit uit te leef? Is jy besig met die dinge van hierdie wêreld? Is jy besig met wêrelds godsdiens, met tradisie godsdiens? Is jy besig met fluffiness? Is jy besig met, kan ek dit maar sê, Babyloniese hoerery, wat die katholieke kerke ingestel het, wat die kerke vandag nog doen in terme van son-god aanbidding, Baal aanbidding, Astarte aanbidding, Nimrod, Tammuz, houtpale, kruise, simbole van die katholieke kerk, en ons aanbid dit. Is ons nog besig daarmee, of het ons daarom al ten minste al begin groei in Vader se karakter, dat jy sal besef, hy het nie gesterf aan 'n houtkruis nie, hy het gesterf aan 'n folterpaal. Jy moet kennis neem van dit. En hierdie goed maak mense warm om die kraag. Maar mense, jy moet die waarheid weet. En ek sien as ek rondom my kyk en ek lees my woord, en hier is my woord. As ek hierdie woord oopmaak, en hierdie woord val al uit mekaar uit, as ek hierdie woord oopmaak en ek sien wat word gesê, veral in die Torah, en ek lees wat die profete sê, en ek gaan kyk wat Dawid gesê het, en Sagaria, baie prominent, Joel, baie prominent, Maleagi, baie prominent, mense, sien ek hoe Bybelse profesie in vervulling kom. Ek sien die herlewing van die oorblyfsel, hierdie is positief. Ek sien dat mense kom in om afgesonder te raak. Ek sien dat mense is besig om uit te stap uit die, ekskuus vir die woord, uit die hoerkerk uit. Wat hoereer met afgoderry, met paganism. Mense stap uit, want hulle kom agter, nuwe jaar, Valentine, Vadersdag, Moedersdag, Easter, Halloween, Kersfees, is nêrens in hierdie woord nie. Wie wat is my hartseer? Kan ek dit gou met jou deel? Wie wat is my hartseer? Mense haal my, dan sê hulle vir my, hoe kan jy die feeste van die Jode vier? Sê ek, dis nie die feeste van die Jode nie. Hoe kan jy dit doen? Dis Ou Testamenties. Dis Ou Testamenties. Hoe kan jy dit doen? Jy's nog onder die wet. Hulle sê dit vir my. Jy's Joods. En, 'n klomp name word my toegesnou. Dan sê ek vir hulle, hoe kan julle hierdie wêreldse feeste vier,
wat nêrens in die Ou of die Nuwe Testament van toepassing. Dis nie eens in jou woord nie, maar jy vier dit. So hoe kan jy die vraag vir my vra? Hoe kan ek Ou Testamentiese feeste vier? Maar jy wat sê jy's 'n volger van Meester Yeshua, jy vier paganist, okkultiese goed, sataniese goed. Maar dis vir jou okay. Maar die Ou Testamentiese feeste wat Vader sê dis my feeste, dit doen jy. Dit doen jy. So, weet jy wat? Gaan kyk eers na jou eie saak voordat jy kom met die woord in terme van Ou Testament en Nuwe Testament. En daar is nie 'n Ou Testament en daar is nie 'n Nuwe Testament nie. Dis die totale woord van Genesis tot die boek Openbaring. En Menorah Tabernakel verkondig die woord van Genesis tot die boek Openbaring. En in die laaste gedeelte van die boek Openbaring sê die woord: salig is die wat sy gebooie doen. Hy verwys na die Torah. Wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan in die poorte van die stad. So moenie my weer bel en vir my sê, hoor die frik, die feeste is Ou Testamenties en dit het niks te maak met ons godsdiens nie. Dit het alles te maak daarmee. So mense, ek sien herlewing waar mense uitstap uit dit uit. Ek sien herlewing waar mense hulle kry teenkanting van hulle ouers, van hulle families om te sê wat, ek is klaar met hierdie fluffiness, ek is klaar met hierdie wêreldgodsdiens, hierdie tradisiegodsdiens. Ons is 1700 jaar vasgevang in hierdie tradisiegodsdiens. Ek is moeg. Dis nie in die woord nie. Dis nie in die woord nie. Ek sien herlewing wat plaasvind waar Vader sy bruid bymekaar bring. Hy bring sy remnant, amper soos wat 'n hen haar kykers bymekaar bring. Kom Vader en hy trek van die noorde, die suide en die ooste en die weste, bring hy mense bymekaar. Om te sê, wie wat my kinders kom bymekaar onder my vlerk van beskerming. En hy roep hulle, en mense kom uit. Ek sien ook dat Openbaring 13 kom in vervulling. Mense, as ek kyk na wat gebeur in terme van dit wat kom in hierdie wêreld, en ek gaan nou by die eienskappe kom, bly by my asseblief. Ek praat vandag met jou hart, man, met jou sielsmens, met jou geesmens. Ek wil hê daar moet 'n ontwaking kom, dat ek en jy die tabernakels, die tempels weer sal bou soos Betsalel. Nou Betsalel was toegerus met 4 eienskappe deur die Gees. Gaan lees dit in Eksodus 31. Uit die gees van wysheid gehad, van kennis, van verstand en bekwaamheid. Ek spreek dit sommer nou oor hierdie kanaal uit, oor elke persoon wat môre ingeskakel is. Abba, ek roep nou u gees, dat dit sal manifesteer in elke tabernakel, in elke tempel, Abba, in die naam van Meester Yeshua, dat mense nou toegerus sal word met wysheid, met kennis, met verstand en bekwaamheid om hierdie tabernakel wat aan u behoort, dat hulle dit sal bou en dat u karakter in ons sal manifesteer om hierdie wêreld te gaan help wat verdrink in duisternis en ongeregtigheid. Abba, help ons asseblief. Hier is die probleem. Hier is die probleem. En almal gaan aan met hulle lewens, soos in die dae van Noag, sonder waaksaamheid, sonder nugterheid. Almal gaan aan, ons reël huwelike, ons gaan eet by restaurante, ons gaan kerk toe, ons gaan werk toe, ons gaan winkels toe om kos te gaan koop, ons gaan nou vakansie, ons beplan ons aftrede, ons koop hier 'n huis, koop daar 'n kar, verkoop 'n kar, ons woon die skoolbyeenkomste by. Ek sê nie met dit nie bywoon nie, dis nie wat ek sê nie. Al wat ek net sê is, ons gaan so aan met ons eie dinge, ons mis die goed. Ons koop kos, ons versorg onsself, ons lyk mooier van buite as wat ons van binne af lyk. Ons wil spiere bou, ons wil 'n klomp dinge doen. Ek sê nie spiere bou is verkeerd nie, maar hoe lyk jou geesmens? Ons is salig, onbewus wat om ons gebeur. Ons het nie 'n gees van waaksaamheid nie, ons het nie 'n gees van nugterheid nie, ons ken die Vader se karakter nie, ons ken nie die werking van die Heilige Gees nie, ons ken meer van die duiwel as wat ons ken van die Heilige Gees. Ons het nie 'n saak wat in hierdie wêreld gebeur nie, want dit gaan mos nie met my gebeur nie, want dit word mos verkondig dat die kerk weggeruk gaan word, of weggeraap gaan word, of geharpatso word, voordat die verdrukking kom. Ek wil jy moet wakker word, anders gaan jou koffie koud wees, want dit gaan nie gebeur nie. Ek wil jy moet vandag weet, daar gaan wel 'n wegraping wees, na die verdrukking. Want as jy sê, ek glo in Meester Yeshua, as die weg, die waarheid en die lewe, gaan jy getoets word. Jy gaan getoets word. Dit gaan dalk jou lewe kos.
Jy gaan vervolg word. Jy gaan beskuldig word. Jy gaan gedruk word. Jy gaan heel waarskynlik in die tronk ingegooi word. Jou eie familie gaan jou oorgee. Jou eie vriendekring. As jy 'n klomp mense om die tafel het, moet jy weet, daar's 'n Judas aan jou tafel. Voor jou glimlag hulle, agter jou gaan hulle jou oorgee aan die geregsdienaars om jou te pynig, om jou in gevangenskap te plaas. Dis wat die woord my leer. Jy gaan getoets word met jou geloof, want as jy vandag vir my sê, jy glo, wil ek vandag vir jou sê, die duiwels glo ook. Hulle glo ook. En jy moet kennis neem, dat hulle glo met bewing. Ons doen dit net nonchalant. Ons is salig onbewus wat met ons gebeur. Kyk wat het nou gebeur in Brittanje, waar die president, die minister opstaan, die minister staan op en hy sê, in this country you will not be able to work unless you have the digital ID. En hy gebruik eintlik die immigrante wat soontoe emigreer as 'n rookskerm om te begin, om dit te implementeer. Mense word wakker. En daar word rookskerms gebruik om jou aandag af te trek van die ware gebeurtenis. En dit gebeur stadig, maar dit gebeur op 'n volhoubare basis. Reg oor die Midde-Ooste word daar nou vredesverdrae gesluit. En die woord leer my, die woord sê vir my, wanneer daar vredesverdrae gesluit word, wanneer daar vrede aangekondig word en almal skree vrede, weet dan, daar kom onvrede. Ons is nou hier en ons lewens gaan aan, salig onbewus van wat agter die skerms gebeur. En ek wil jou vandag bewus maak dat jy in voorbereiding kan kom, dat jy kan weet wat gaan gebeur. En ek sien met my geestesoog, sien ek Openbaring 13 is besig om uit te rol. Wat ek vandag met jou gaan deel, is nie die merk van die dier nie, the mark of the beast, 666 nie. Ek gaan met jou deel voor dit. Wat gaan gebeur voor die merk? Ek wil dit vandag met jou deel. So, bly asseblief ingeskakel. As jy jou woord het, gaan lees hom vir my asseblief Openbaring 12, 13 en 14. Dan gaan lees jy Matteus 24. Dan gaan lees jy die hele boek van Daniël, uit 12 hoofstukke. Gaan lees die hele boek van Daniël. Dan gaan lees jy Sagaria. Dat jy net 'n prentjie kan kry om die dots te connect met mekaar, dat jy kan sien wat gebeur in hierdie wêreld. Kom ek gee gou vir jou 'n paar eienskappe. Net 'n paar eienskappe. Ek gaan nie alles lees nie, terwille van tyd. Ek gaan net vir jou 'n paar eienskappe gee van die dier. Hoor gou wat gaan hy doen. En dan gaan kyk jy, waar staan ons nou? En wat gebeur nou in hierdie wêreld in terme van Bybelprofeseë wat in vervulling kom? Onthou net, ek is opgewonde oor mense wat uitkom, mense wat besluit, ek is klaar met dit. Ek gaan wandel in die woord. Ek gaan wandel nie meer met tradisie godsdienst nie. Ek kom uit Babylon uit. Openbaring 18 vers 4. Kom ek noem 'n paar eienskappe. Dan gaan ek jou vat oor wat gebeur in hierdie wêreld. En nou moet jy asseblief oplet. Groot autoriteit is aan die dier gegee. Dan verklaar die wêreld, wie is soos hierdie dier? En wie kan teen hom oorlog maak? Die wêreld gaan dit verklaar. En dit gaan kom. Wie kan vandag sonder internet wees? Niemand nie. As internet af is, kan jy nie jou banksake doen nie, jy kan nie gaan inkopies doen nie, jy kan nie geld oorplaas nie, jy kan nie EFT's doen nie, jy kan nie geld gaan trek nie, jy kan nie ry nie, jy kan nie diesel of petrol in jou voertuig gooi nie, jy kan niks doen nie, En jy sê die wêreld, wie kan teen hom oorlog maak? As die internet vandag heeltemal af is oor hierdie wêreld, kom alles tot 'n stilstand. Dis so. As AI nou onttrek word, val 70% van die totale internetbeplanning uitmekaar uit. AI moet daar wees. Wie is dan soos hierdie dier? Wie kan teen hom oorlog maak? En 'n mond, dink gaan mooi in AI, en 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasterlike dinge uitspreek. Met ander woorde, dit kom teen Jahwe die Almagtige. En as jy in hom wandel, Openbaring 12, Openbaring 14, gaan ek en jy daardeur. Jy moet dit weet, want daar word oorlog gevoer aan die nakomelinge wat die gebooie onderhou en die getuienis
van meester Yeshua bewaar. En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasterlike dinge uitspreek. Wie is dit? Daniël, hoofstuk 7, vers 25. Aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. Ek wil iets vir jou wys. Hier is my menorah. Hier is my menorah. Hierdie menorah, dis die goue kandelaar. Dis pragtig, nê? Nee? Nou, die menorah, kom ons hou hom so. Daar's hy. Almal kan hom mooi sien, dis die menorah. Dis die goue kandelaar, wat beteken nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. So spreek Jahwe die Almagtige, ons Elohim, dat ons deur sy gees sal wandel. Nou hierdie is belangrik, as jy net byvoorbeeld daarin dink, dit verklaar die middelpunt is meester Yeshua, dis die lig, so wanneer jy die menorah aansteek, dan steek jy eers die lig aan, die voetstuk, die hoeksteen, wat alles by mekaar hou, en uit hom uit, dit lyk soos 'n skeleton, nê? So aan woorde, hy is die middelpunt. Terloops, hy is ook in ons harte. En jy kan gaan kyk in ons harte. Ek het nou 'n boodskap gebring tydens die fees, waar ek vir mense gewys het, hoe lyk die menorah letterlik in ons harte. So dis Abraham, Isak, Jakob. So Abraham is getroud met Sarah. Isak is getroud met Rebekka. Jakob is getroud met Lea. Is gebore uit al hierdie aardsvaders en moeders, die Messias. Is baie belangrik. Goed, die menorah kom 42 keer voor in die totale woord. 42 keer. 42 is 'n belangrike simboolwaarde. 42 het Nimrod se naam is 294 in die Hebreëse numeriese waarde. So 42 maal 7. Hy het 7 stede gebou. Wat wou hy gemaak het? Hy wou die lig uitgedoof het wat op hierdie aarde was. Hoor gou wat sê die woord. Die woord sê in die boek van Matteus hoofstuk 1, ekskuus nou vir die Engels, die genealogy van meester Yeshua, 42 geslagte, van Abraham tot en met meester Yeshua, 42 geslagte. Hoe lank gaan die antichrist teen ons veg? 42 maande. Het jy geweet daar's 42 profete reg deur die woord? 42 profete? Dat die volk toe hulle gaan kamp het in die woestyn, was die 42ste plek wat hulle betree het, was die beloofde land. 42 is belangrik om kennis te neem. Vir 42 maande, 3,5 jaar. 42 maande. Aan hom is die mag gegee om dit vir 42 maande lank te doen. Hy laster teen Elohim en hy laster teen hulle wat in die hemel woon. Dis die eienskappe van die dier. Hoor mooi, hy voer oorlog teen die heiliges en om hulle te oorwin. Hoe gaan hy dit reg kry? Deur beheer, deur 'n stelsel, deur AI, deur ons geld dat ons nie kan koop en verkoop nie. En aan hom is mag gegee oor elke stam, nasie en taal. Met ander woorde, niemand is uitgesluit nie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Stop gou daar vir 'n oomblik. Kom ek sê weer vir jou. As internet vandag stop hierdie wêreld. Alles stop. Selfs groot boere met groot John Deere trekkers werk op satelliete en werk op internet om daai ploegwerk te doen in terme van presisie boerdery. Selfs dit stop. En al die bewoners, ek herhaal myself, en al die bewoners van die aarde, niemand uitgesluit nie, sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. En hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense, met ander woorde wondertekens, wat het ons net nou gelees in die boek van Tessalonisense, hoofstuk 2, gaan lees vanaf vers 9, 10, 11 en 12. Hy verlei die bewoners van die aarde, deur tekens te doen voor die oë van hierdie mense, en dit is aan hom gegee, 'n gees, aan die dier se beeld, sodat die dier se beeld ook sal praat. Dink 'n bietjie aan AI. En maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat almal, hierdie een ken julle, maar hoor nou baie mooi, in terme van die inenting, hoor nou baie mooi, en hy sal maak dat almal, klein en groot, die rykes en die armes en die vrymense, en die slawe, met ander woorde, almal is ingesluit, 'n merk op, sê die 33 vertaling.
sê die 83 vertaling, sê die Scripture Bible. Maar die oorspronklike teks is, 'n merk in hulle regterhand en in hulle voorhoofde gegee sal word. En dit beteken die inenting. So as jy daai inenting neem, moet jy weet, jy het nanobots in jou bloed. Nanobots, wat beheer gaan word deur 5G of 6G wat gaan kom, en dit gaan jou beheer. As daai goed ontwikkel word, by wyse van G6, dan word daai goed lewendig hier binne jou. Dit verander jou DNA, dit verander jou tabernakel, dit verander jou hele wese. Ek wens ek het tyd gehad om alles met julle te kan deel, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy, wat die merk of die naam, of die dier van sy getal van sy naam het. En hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken. Want dit is die getal van die mens, en sy getal is 666. So wat kom? Wat kom voor dit? Ek het nou met jou gepraat oor die antichrist, die dier, die merk van die dier, die beeld, en almal gaan hom aanbid. Maar wat gebeur voor dit? Kom ek vat jou gou so 'n bietjie voor dit. Neem kennis. 3 belangrike elemente. Skryf dit neer. 3 belangrike elemente. Nommer 1, die digitale identifikasie. Nommer 1. Nommer 2, die bewys van inenting. Die digitale identifikasie, die bewys van inenting gaan gekoppel wees op 'n globale geldstelsel. Jy moet dit vandag weet. So terloops. Kom ons sê jy luister vandag, nee, jy luister vandag na hierdie boodskap. Jy het R1 miljoen in jou bankrekening. Nou moet baie van julle sê, halleluja. Jy het R1 miljoen in jou bankrekening. Jy moet daai geld gaan trek. Dis nie so eenvoudig nie. Terwyl daai geld in die bank is, behoort dit nie aan jou nie. Dis op jou naam. Dis op jou naam. Dis op jou identifikasie. Maar voordat jy dit kan gaan trek, gaan daar 'n vingerafdruk geneem word, gaan daar 'n selfie geneem word, gaan dit bepaal of jy in lyn is, of jou RICA of jou FICA op datum is, om te bewys dit is jy. So wat gebeur as die bank vir jou sê, nee, jy kan nie? Jy kan op en afspring, want die stelsel moet dit goedkeur. As jy buite die stelsel funksioneer, gaan jy daai geld nooit sien nie. So as jy R1 miljoen vandag in die bank het, dan beteken dit dis in jou sak nie. Dit behoort aan jou, maar dit behoort nie aan jou nie. Dit behoort aan die bank. En die bank is deel van hierdie stelsel. So nou is daar digitale identifikasie, daar is bewys van inentings, wat saam met digitale identifikasie loop, en dit link, dit koppel jou aan jou globale geldstelsel. En dit het reeds begin. Dit het begin in COVID-19. Inentings wat bekend gestaan het as die jab, was die voorloper. So die mense wat in daai rye gestaan het, se name is op 'n databasis. So wanneer daar weer, en dit gaan kom, hoor vandag van my, dit gaan kom, wanneer daar weer 'n pandemie uitgeroep word, mense, dis geskeduleer, dis gedokumenteer, hulle beplan dit, hulle bewerk dit, hulle doen alles in hulle vermoë om daai ding weer uit te rol, en dit kom. Ek weet net nie wanneer nie, dalk weet jy meer as ek, maar dit kom verseker. En dan, wanneer dit weer kom, sal die inentingspaspoort van toepassing wees. Onthou julle met COVID-19, 'n paar mense het met my gepraat, of my te sê, maar hulle kan nou nie meer vlieg nie, want hulle het die inentingspaspoort nodig. Hulle kon nie gevlieg het nie. Daai gaan wet word. Daai gaan afdwingbaar word. Met ander woorde, nou sal dit gekoppel wees aan jou digitale ID, en dit gaan gekoppel wees aan die wêreldgeldstelsel, en as jy nie gekoppel is aan dit, kan jy nie koop of verkoop nie. En alles gebeur nou. Dis wat nou besig is om te gebeur. En dis hoekom ek en jy kan nie wees in die dae van Noag om te trou en kos te koop en rond te ry en vakansie te hou nie. Gaan nou jou vakansie. Ek sê nie moet dit nie doen nie, maar neem kennis van dit wat gaan gebeur. Wees waaksaam en nugter. En alles gebeur nou. Kom ek lees vir jou. Daar's 'n diaboliese sameswering nou deur hulle wat hulle self Judeërs noem. Die woord praat in die boek Openbaring Jode, maar hulle is uit die werkswinkel van Satan. Kom ek lees vir jou. Openbaring 2 vers 9. Ek ken jou werke en verdrukking en die armoede. Met ander woorde, wat doen hulle? Hulle plaas mense in verdrukking, hulle plaas mense in armoede, maar jy is ryk. Jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar is uit die sinagoge van die Satan. Hierdie groepie mense is wêreld
heersers. Hulle besit al die geld in die wêreld, al die banke resorteer onder hulle gesag, onder hulle mandaat, al die ekonomiese aangeleenthede reg oor die wêreld is onder hulle beheer. Hulle is diep gewortelde, hoor mooi, vrymesselary wat die wêreldorde mobiliseer en dit dryf tot 'n finaliteit. En dit kom. Is nie baie ver van nou af nie. Mense, ons het min tyd oor. Hulle beheer skole, hulle beheer universiteite, hulle beheer banke, medisyne, hulle beheer die ekonomie. Hoor mooi, hulle beheer selfs parlementêre aanstellings. Hulle beheer al die pandemies, die virusse, G5, G6, totale beheer en totale kontrole lê in hulle mag om hierdie wêreld te beheer. En hulle kan dit doen, want tegnologie is nou 'n plek om dit te kan doen. En wie wat besef ek? Ek besef dat bankwese verander stadig, maar stelselmatig en versekerd. Dis wat op hierdie stadium gebeur. Selfies, vingerafdrukke en so meer, alles gebeur stadig, veranderings kom. 31 Julie was daar 'n shift gewees in die bankstelsel. 31 Julie 2025. En wie wat gaan gebeur? Op 'n dag gaan al hierdie stadige veranderingkies, byvoorbeeld digitale ID, 'n selfie, 'n vingerafdruk, inentings, stelselmatig gaan dit kom tot 'n finale beheer. En die finale beheer gaan nie 'n groot ding wees. Dit gaan nie 'n bom wees wat ontplof nie. Dit gaan deel wees van 'n stadige verandering totdat die finale produk bymekaar kom. En dan is 90% van mense te laat. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Jou geld sal gekoppel wees aan 'n identiteitspaspoort, 'n inentingspaspoort. En jou geld gaan gekoppel wees aan 'n digitale ID. En daai digitale ID gaan gepaard met die inenting, met ander woorde, in my regterhand en in my voorkop. So wees versigtig en waaksaam. Onthou jy gedurende COVID-19, wat die voorloper was, van dit wat gaan kom. Dis al die voorloper in 2019, 2020, is dit die voorloper vir die merk wat gaan kom, wat nou baie nader was as daai tyd, en die volgende pandemie is op pad. Mense wat reeds, hoor mooi, nou gaan mense vir my kwaad word. Mense wat reeds die inentings geneem het, is op daai databasis. Hulle is reeds op die stelsel. Met die volgende ronde van wêreldwye, ekskuus nou vir die Engels hoor, lockdown, gaan daai mense genader word en hulle gaan die nuwe inenting moet neem. As hulle dit nie neem nie, kan hulle heel waarskynlik toegesluit word. Dis wat gaan gebeur. En daarna, omdat jy reeds op die databasis is, jy's reeds op die stelsel, gaan jy geforseer word om dit daarna, elke derde of elke 6de maand, gaan jy moet opdaag en jy gaan met inspuitings en inentings moet aanvaar en dat hierdie tabernakel konstant verander sal word, sodat ons eventueel beheer gaan word deur AI. Deur 5G of 6G, ons gaan beheer word deur dit. Jy het nêrens meer jou privaatheid nie. Hulle gaan weet wat jy doen, hulle gaan weet hoe lyk jou denkpatrone, hulle gaan weet hoeveel geld het jy, waar jy vakansie, waarvan jy hou. Hulle gaan jou beperk om vir jou te sê, jy het hierdie maand het jy 20 kg vleis gekoop, jy kan nie meer vleis koop nie, al wil jy braai. Hulle gaan jou beperk, hulle gaan seker goed inbring. Mense, dit is verskriklik. As jy net daarin dink, dan besef ek, dit is wat gebeur. Terloops, dit gebeur al reeds in China. Dit gebeur reeds in China. Brittanje het nou afgekondig, en ek het dit net nou gesê, is dat jy kan nie meer 'n werk hê in Brittanje sonder die digitale stelsel nie, die digitale ID nie. So wat is die resultaat van alles? Waar los dit ons? As jy dan besluit, ek wil nie langer deel wees van hierdie proses nie. As jy besluit, nee wat, ek het die eerste jab gehad, ek het dalk miskien 'n booster of 2 gehad, is nie meer lus vir dit nie. Ek het tot die waarheid gekom, Abba het my kom skoon was, het my kom genees, my liggaam is reg, ek het my dieet verander, ek het sekere goed gedoen, ek het bely, ek het verklaar, ek het gebid. Wat kan gebeur? Wat kan gebeur? Daai nanobots in jou bloed, in jou liggaam. Mense, hy's mikroskopies klein.
Dit kan dalk, ek sê dalk, geaktiveer word. En dan, as jy dan geforseer word vir die verdere inspuitings in terme van jou digitale ID, en jy wil nie verder gaan nie, of jy raak betrokke met die eerste of die tweede of die derde, en jy wil nie verder gaan nie, dan sit hulle net eenvoudig jou digitale ID af. Hulle druk 'n knoppie, en jy bestaan nie meer nie. Jy kan nie brandstof in jou kar gooi nie, jy kan nie eet nie, jy kan nie werk nie, jy kan nie vlieg nie, jy kan nie beweeg nie, jy kan nie koop nie, jy kan niks doen nie. Jy kan nie jou waterligte betaal nie, jy kan niks doen nie, jy hou opleef. So wat hulle dan doen is, as hulle sien, o nee, hulle sukkel met jou, jy wil nie gaan vir die volgende inenting nie, dan sit ek hulle net 'n klop en sê hulle vir jou, delete, of default. Dan is jy gestop. Jy kan nie koop of verkoop nie. Maak nie saak wat se geld jy in jou bank het nie. Jy word dan verplig tot slawerny. En nog is dit nie die finale, dis nog nie die finale merk nie. Die finale merk kom. Hierdie is die voorloper van Openbaring 13. Die finale merk gaan nie 'n hoe-ha ding wees, dit gaan nie 'n groot ding wees nie. Die finale merk, mense, gaan deel wees van die stadige veranderde proses voortdurend. Dit gaan nie 'n groot ding wees nie. Dit gaan maar net nog 'n stappie wees, en jy gaan sê, ag, wat is maar net nog 'n stappie, kom ons gaan nou vakansie, kom ons doen hierdie troue, kom ons koop dit, kom ons maak so, en dan as jy oë uitvee, dan is jy absoluut vas, en jy is in totale beheer, en die tegnologiese stelsel, nou, soos wat ek vandag met jou praat op hierdie Shabbat, is reeds in plek. Alles is in plek. Die beheermaatreëls is klaar in plek. Dit het al begin met Rika en Fika. In Suid-Afrika is daar 'n ander beheermaatreël, BEE, wat eintlik net so diabolies is soos wat dit is. En as jy weier, dan word jy afgesny. En die plan is globale slawerny. Dis die uiteinde. Dis nog nie die merk nie. Hy kom. So die plandemie, ek noem dit spesifiek plandemie of die epidemie, want dis 'n beplande ding. Wat gebeur? Wat gebeur? Mense, ek is van mening, en ek hoop ek is verkeerd, maar ek is van mening dat die volgende epidemie is om die draai. Wat doen ons? Wat doen ons? Kan ek gou vir sê wat gaan gebeur? Daar gaan chaos wees oor hierdie totale wêreld. Hierdie wêreld gaan gedompel word in anargie. En dan kom iemand na vore en hy sê, wow, mense, stop 'n bietjie, ek het 'n plan. Ek het 'n plan. Hierso is die inenting om jou te beskerm, sodat jy nie sterf nie, sodat jy kan koop en verkoop, sodat jy nie jou werk verloor nie, want al die maatskappye gaan bietjie bang op hierdie stelsel, en dis wat maatskappye gedoen het. Mense, ek het hordes briewe geskryf vir universiteite, vir koöperatiewe maatskappye, waar mense wat vir maatskappye werk, word geforseer om die inspuiting te neem 2020-21. Hulle was geforseer of hulle moet bedank. Dan bel hulle my, dan skryf ek 'n brief, dan sê ek, hierdie mense behoort aan ons, dit is hulle, ek het so 'n pragtige brief geskryf, dank Vader, ek eer Abba, dat elke brief was goedgekeur gewees, en daai mense was nie ingeënt nie. Halleluja. Abba, ek dank U Abba, vir die guns by God en guns by mens, wat gebeur het op daai tyd. Daar gaan chaos wees. En iemand gesê, om rigting uit chaos uit te kry, kom ons funnel hierdie mense in, hulle kry inentings, hulle kry die digitale ID, hulle kry dit, hulle kry dat, en mense gaan in rye staan vir inentings uit vrees in terme van oorlewing. Wat eet ons? Wat voed ons? Wat drink ons? Hoe gaan ons lewe? Hoe gaan ek my vrou sorg? Hoe gaan ek vir my kinders sorg? Hoe gaan ek 'n plek hê waar ek in die aand kan slaap, ten minste onder 'n dak of in 'n warm bed? Wat gaan gebeur? En ek wil jy moet daaraan dink, want huidiglik is ons reeds gekoppel aan die AI-stelsel. En indien jy op daai tyd nie gaan saamwerk nie, dan word jy toegesluit. Dis eenvoudig soos dit. Jou naam word met 'n swart, kan ek dit maar so noem, met 'n swart koutjiepen word jou naam doodgetrek. Jy sal nie kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk het. En AI, wat nou so hulpvaardig is vir ons, draai teen jou. Ek wil amper sê, presidente wat so goed lyk, kan net so verander. Net so. So wat doen ons? Wat doen ons vandag? Wat het Noag gedoen? Noag het 'n ark gebou. So, Noag was voorbereid. Wat doen ek en jy? Ag, nou kom die geveg. Ek en jy moet prep. Nou word ek genoem 'n prepper.
Ek het nie die plaas gekoop vir dit nie. Ek het die plaas gekoop sodat ons op hierdie plaas mense kan bedien. Dis hoekom ons hierdie plaas het. En dit wat Abba met hierdie plaas wil doen, is Abba se plan. Ek val in by sy plan. As Abba sê, daar moet 1000 mense op hierdie plaas wees, dan is dit so. As Abba sê, dit moet op hierdie plaas gebeur, dan sê ek, dis reg Abba, hierdie behoort buitendien aan u. Ek kan dit nooit saam met my vat as ek hemel toe gaan nie, en ek wil ook nie, want ek wil nie daar in die hemel wees met 'n plaas nie, ek soek hom nie. Soos wat ek in hierdie wêreld gekom het, so gaan ek weer uit hierdie wêreld uit. Dit behoort aan u. U het my aangestel met te bestuur, en ek gaan dit doen na die beste van my vermoë, maar Abba, as u wil hê dat die bruid moet hier nou toe kom, dan kom die bruid. Ek weet nie wanneer nie. Dis in u hande. Ek is in afwagting op u woord. U woord sal vir my sê, so wat doen ons? Ek en jy moet prep. Nou gaan mense geetiketeer word as preppers, of hulle is bang. Nee, ons is nie bang nie. Ons is ook nie senuweeagtig nie. Ons is nog minder angstig. Ons is gehoorsaam. Want ons sien dit wat kom, en die woord sê, julle is goed bekend met die planne van die vyand. So wat gaan jy doen? Ek en jy moet plant. Gaan soek vir jou ongekontamineerde groente, wat jy kan plant in 'n groentetuin by jou huis. Moenie gif spuit nie. Maak eerder 'n tonneltjie en doen dit organies. Want in elk geval die groente wat jy vandag eet en die vleis wat jy vandag eet en dit wat jy in die winkels koop, is reeds gekontamineer om my en jou stadig dood te maak. Kos word gekontamineer. Mense, asseblief gaan doen jou huiswerk. Groente, die blaarslaai en die koolkop wat jy eet en die tamatie wat jy eet, jy dink dis so pragtig. Oeg, hierdie tamatie lyk mooi. Daai ouetjie is gekontamineer. Nou gaan baie mense weer sê, Frik is 'n conspiracy predikant. Wel, asseblief, gaan doen jou eie huiswerk. Jy sal moet plant, sodat die grond waar jy bly vir jou kan sorg. Almal kan nie plase toe kom nie, maar almal het 'n stukkie grond waarop hy bly. Miskien met jy die kiwi wat jy elke week moet sny, dat jou tuin mooi lyk, dolwer dit om en plant groente, sit 'n tonneltjie op. Kry water wat, wanneer dit reën, sit dit in tanks, laat die tanks vir jou water kan gee vir jou groente, dis in elk geval reënwater. Dis ook gekontamineer met al hierdie chemiese goed in die lug. Jou geld in jou bank behoort nie aan jou nie. Hoe vinnig gebeur dit? Hoe vinnig gaan hierdie goed gebeur? Wat maak jy? Wat maak ek as ons môreoggend wakker word? En jou bankrekening bestaan nie meer nie. Julle manne wat geld het, julle manne wat nie het nie. Wat maak ek en jy môreoggend as ons wakker word en jou rekening bestaan nie meer nie? Jy vat jou telefoon, jy gaan op jou bank app en jy druk jou kode in en hy bly draai. Hy bly draai. Jy gaan na jou wifi toe, jy gaan na jou data toe, jy probeer geld laai, jy kan nie inkom nie, alles is af. Wat maak ek en jy môreoggend? En ons probeer ingaan en ons het nie meer 'n bankrekening nie. Jy het nie meer toegang tot jou fondse nie. Wat doen jy dan? Jou bank-app op jou foon werk nie meer nie. Dan kry jy 'n SMS'ie waar die bank vir jou sê, kom in, jy moet 'n sekere vereistes voldoen, sodat jou rekening weer geaktiveer word. En wat gaan jy doen? Jy gaan dit doen. Ons het nie 'n keuse nie. Dis hoekom die woord sê, en al die bewoners van die aarde sal dit aanbid. Ons gaan nie 'n keuse hê nie. Jy gaan moet buig voor die stelsel. Met die druk van 'n knoppie verander alles. Dis die plan. Mense, hierdie is die plan van die Wêreldekonomiese Forum. Hulle beplan dit. Die merk van die Antichrist wat gaan kom, is reeds hier. Dis nog net nie in finaliteit nie, maar die finaliteit kom. Wat doen die merk? Dit kontroleer. Niemand kan meer jou geld steel nie. Halleluja. Jy's beskerm teen diefstal. Prys sy lieflike naam. Dit beskerm jou identiteit. Waarlik. Hierdie moet van ons hemelse Vader wees. Waarlik. Dit moet van hom al wees, soos wat die eerste inenting was in COVID-19. Waarlik. Ons word beskerm teen die dood en teen ons werk, ons kan inkomste verdien, ons kan vlieg, en baie mense het in 'n ry gaan staan om te kan vlieg, om vir hulle kinders te gaan kuier of hulle ouers te gaan kuier. En wanneer dit weer 'n keer inkom, gaan mense weer in ry staan. Hier is die resultaat. Jy behoort aan die sisteem. Jy behoort aan 'n sisteem, maar jy besit nie die sisteem nie. Die Ekonomiese Wêreldforum gaan die ou stelsel uitrol oornag. En die stadige proses is reeds in wording.
En hulle implementeer 'n nuwe orde, 'n nuwe stelsel wat jou gaan dwing en jou forceer om betrokke te raak ter wille van oorlewing. Hoe gaan jy dit hanteer? Wat gaan jy doen? Hoe gaan jy dit hanteer? En nou kom my vraag vanoggend op hierdie Shabbat. Is jy gereed? Nee, ek wil jou nie bang praat nie. Ek wil jou nie bang praat nie. Ek wil nie met 'n voorbereiding kom. Ek is nie bang nie. Ek deel hier goed met jou sodat jy kan weet wat kom. En mense, daar sprake, ek het nie feite nie, ek hoor net in die gange. En dalk weet jy meer as ek, en as jy meer weet as ek, stuur vir my 'n boodskap, sê vir my, hoorie Frik, dit gaan gebeur en dit gaan gebeur. Daar is sprake dat 2029 moet almal oor hierdie wêreld 'n digitale ID besit. Almal. Jou medies, jou versekering, jou werk, jou geld, alles gaan gekoppel wees op daai digitale ID-stelsel. En wie wat is hartseer? Dat die telefoon wat ek en jy in ons hand vashou, wat ons kommunikasie steel, wat ons lewe kom steel, ons spandeer soveel tyd, soveel aandag op ons telefone. Dis eintlik skrikwekkend. Dit begin met 'n normale app op jou telefoon. Elkeen van ons het 'n bank-app. Elkeen van ons, mense, ek het ewen so 'n app op my telefoon, ek kan my kar start terwyl ek hier so sit. Dis 'n app op my telefoon. Dis great. Die tegnologie, man, alles werk. Dit begin met 'n app op jou telefoon. Ons raak maklik, dis effektief, dis tegnologies, maar min wetende ons. Dis die begin van totale beheer. Jy sal nie kan leef as jy nie gehoorsaam is aan die stelsel nie. Jy sal nie. Kan ek dit weer vir jou sê? Jy sal nie kan leef as jy nie gehoorsaam is aan die stelsel nie. En die dier sal aanbid word deur al die bewoners van hierdie aarde. Mense, dis nie kort en nie lank. Dis waarmee ons te kamp het. So nou wil ek vandag vir jou vra, wat doen ons? Wat maak ons? Waarheen hardloop ons? Nie, ek kan nêrens heen hardloop nie. Wat is die volgende plan op die tafel? Begin daar by jou huis, begin 'n groentetuin. Begin prep, sit vir jou goed weg. Vir hoe lank? Ek weet nie, 42 maande. Gaan kyk. Ek wil jou nie bang maak nie, asseblief nie. Ons is nie bang nie. Ons is nie harte van angs nie. Maar ons is harte van gehoorsaamheid. Ons het harte van aanneemlikheid. Ons is goed bekend met die planne van die vyand. Ek is nie bang nie. Ek is nie 'n prepper omdat ek bang is nie. Ek sien wat kom. Ek moet gehoorsaam wees aan Vader se inspraak deur sy ruach. En hoor wat sê hierdie woord. Openbaring 3 vers 10. En hiermee gaan ek afsluit. Openbaring 3 vers 10 sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. Wat beteken lydsaamheid? Dit beteken volharding in lyding. Volharding in lyding. Kom ek lees maar weer. Omdat jy die woord met volharding en inleiding bewaar het. Die waarheid van die woord, nê, Vader se gebooie, sy instruksies, sy verordeninge, sy feeste en Vader se stem. En omdat jy die woord met volharding, inleiding, wat sê Matteus 24, hy sê, en hulle wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek gaan jou bewaar. Kom in lyn met my karakter. Kom in lyn met my woord. Kry klaar. Kom in lyn dat my boom, dat my lig met die attribute soos geskryf is in Jesaja 11 vers 2, dat jou lig sal skyn. Sit dit op 'n tafel, dat jy in hierdie wêreld kan openbaar, wie is jy? En wanneer ons sy gees toelaat in ons, en ons wandel in gehoorsaamheid, mense, die beginsel is gehoorsaamheid, shama, om te luister en te doen wat Vader vir ons sê in sy woord, om te shama, sal hy ons bewaar. Ek glo dit, ek staan op dit, ek weet nie wat kom nie, ek ken nie die intensiteit van dit wat gaan gebeur op hierdie aarde nie. Een ding weet ek, die woord sê, daar was nog nooit 'n tyd soos dit op hierdie aarde gewees nie. Nog nooit nie. En nou kom hierdie woord van bemoediging en hy sê, en ek sal jou bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kan ek vandag vir jou vra, waarmee is ek en jy besig? So kom ons haal die klappe van ons oë af. Ons bestraf sommer nou die werke van die duiwel wat sluiers oor ons oë trek,
dat ons die ware beeld van Elohim nie sien nie. Weet jy mense, ons lees die woord, maar ons lees dit om nie te lees nie. Ons lees die woord, maar ons hoor nie. Ons hoor nie. Ons is so besig met hierdie dinge van hierdie wêreld. Ek is so besig met my telefoon. Ek is so besig met die televisie. Ek is so besig soos in die dae van Noag. Kom ons stop. Kom ons kry klaar. Kan ek saam met jou bid vanoggend? Ek weet nie wat om te doen nie. Ek het nie vir jou raad nie. Dit gaan kom. Frik, kom ons bid daarteen. Jy kan nie. Dis Bybelprofesie. Jy kan nie teen dit bid nie. Dit gaan kom. Stand vas in sy woord. Wat moet ons doen? Gehoorsaam. Voorbereiding. Gereedheid. Afgesonderd. Salwing. Geesinspraak. Nie Kundalini gees nie. Nie die wêreldgees wat in die kerke inkom nie. Afgesonderde. Ruach HaKodesh in ons lewens. Wat vir my kinders? Ek weet nie. Hoe gaan ek vir hulle sorg? Ek weet nie. Abba weet. Wat moet ons doen? Doen wat jy kan doen, mensmoontlik. Berei voor. Kry jy goed in plek. Ek weet nie wanneer gaan die volgende pandemie uitrol nie. Ek dink dis binnekort. Kan nie vir jou sê wanneer nie. Maar een ding weet ek vanoggend. Ek en jy moet uitkom uit Babylon uit. Openbaring 18 vers 4. Mense, baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel was. Ek waardeer dit. Dankie dat die woord vandag geopenbaar het. Waarmee is die wêreld besig? Waarvan ek en jy deel is. As hierdie diens verby is, en julle is 'n groepie bymekaar, bespreek dit. Praat so 'n bietjie. Help my. Baie mense gaan my skakel na hierdie boodskap en sê, hoorie Frik, wat doen ons nou? Ek weet nie. Help my. Daar's mense wat baie meer weet. Daar's mense wat baie meer verder gevorderd voorbereid is as ek. Ek het julle hulp nodig om die volk te help. Ek het julle nodig om my te help, om die volk te help. En ek gee julle my onderneming dat as mense met my kontak maak, of my te sê, hoorie Frik, ons moet dit doen en dit doen en dit doen en dit doen, dan gaan ek daai boodskappe vat en ek gaan dit weer op die kanale met ons mense bespreek. So, asseblief, bly ingeskakel by Menorah Tabernakel. Maar nou ja, ek wil sommer net saam met jou bid. Ek sê weer, hierdie boodskap was authentic. Daar's nie tierlantuintjies nie, daar's nie musiek nie, daar's nie cutaways nie. Dis net ek en jy. En ek glo vandag, ek het met jou hart gepraat. Met jou geesmens. 1 Tessalonisense 5:23, dat ek en jy volkome heiligmaking sal nastreef. Gees, siel en liggaam. En dat ons onberispelik bewaar sal word by die wederkoms van Meester Yeshua, die gesalfde, die Messias. Kom ons bid saam. Abba, ek dank U vanoggend vir U woord. Ek dank U dat die Gees die woord kom lewend maak in ons tempels. Dat ons tempels moet funksioneer as U ambassade op hierdie aarde. En Abba, as ek na hierdie woord luister vandag, dan besef ek dat ons is op geleende tyd. Die dae van speel is verby. Die dae van godsdiens is verby. Ek roep vandag verhoudings met 'n lewende God, 'n liefdeslewende verhouding met die lewende God, Meester Yeshua. Abba, ek bid in hierdie môre op hierdie pragtige Shabbat saam met mense reg oor Suid-Afrika, reg oor Namibië, dalk miskien oor die wêreld. Dat ons werklik ons oë sal oopmaak deur die inspraak van U woord. Dat die woord ons sal kom rig en stig in die rigting wat U wil hê ons moet gaan, want die woord gaan ons beskerm. Die woord is ook 'n tweesnydende swaard. En dat hierdie woord, Abba, gestalte sal kry in ons binneste. En dat ons weer sal lief word vir die woord, en dat die woord ons lewens sal rig en in kompas bring met U karakter. Ek bid in hierdie môre, Abba, dat U, as daar na vandag
mense is wat bekommerd is, omdat hulle die eerste inspuiting of die eerste inenting geneem het, bid ek nou vir 'n rustigheid en 'n kalmte. Ek bid nou Vader dat U hulle kom skoon was deur U bloed. Ek bid nou Abba dat U hulle kom reinig vanweer die inspraak van U Ruach, want hulle het verkeerdelik opgetree, hulle het dit later besef en vandag meer nog besef hulle dit, want hulle is deel van 'n database, hulle is deel van 'n stelsel en hulle gaan geroep word, hulle gaan uitgelig word. Ek bid Abba dat U die vyand met blindheid sal slaan. Dat daar die mense wat dan tot bekering gekom het, wat besef het, maar ek het uit vrees opgetree, dat U hulle sal beskerm, en dat U hulle sal toevou in die holte van U hand, dat AI in die stelsel van hierdie wêreld nie by hulle sal uitkom nie. En dat hulle sal kom getuig oor U grootheid en U almag. Maar ek bid in hierdie môre dat U met elke man, vrou, seun en dogter sal wees, en dat ons as die liggaam sal saamkom en sal saamwerk tot 'n gemeenskaplike doel. En dit is nommer 1 om U te behaag, om U koninkryk uit te leef op hierdie wêreld wat boos geword het. Hierdie wêreld wat verdrink in duisternis en ongeregtigheid. Maar help ons, rig ons, stig ons, deur U teenwoordigheid, deur U woord, deur U Ruach, dat ons kan besluite neem wat in lyn is met U woord. Asseblief, Abba, help ons. Ons het U nodig. So Vader, ek bid nou in hierdie môre dat U aangesig sal skyn oor U volk. En dat U hulle genadig sal wees. Abba, ek bid in hierdie môre dat die aangesig van die lewende God hulle die vrede sal gee. En dat hulle sal wandel met krag en met heerlikheid. En dat Jahwe hulle sal seën en hulle sal behoed en sy aangesig oor hulle laat skyn en hulle genadig wees. En dat Jahwe die Almagtige sy aangesig oor hulle sal verhef en in hulle die vrede gee. En so moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê. En ek sal hulle seën. En Abba, dis vandag my gebed. Dis vandag my roepe vir elke man, vrou, seun en dogter wat ingeskakel was by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. En ek eer U daarvoor. Ek dank U daarvoor. Abba, dis my gebed en dis my roepe. En ek doen dit vandag in die naam bo elke naam. Die naam Meester Yeshua. En my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Praat asseblief met my. Kom ons help ons mense. Kom ons reik uit. Kom ons wees daar. Kom ons vat hande. Ons het 'n gemeenskaplike doel. En dis Abba. Dis sy woord. Baie liefde, baie groete van my kant. Frik Weideman, mag die vrede van Skepper God met elkeen wees. Shalom.